Goeiemôre, broer en suster, liewe vriende en baie welkom by nog 'n boodskap van Maranatha bediening. Ons gaan nou die adventstyd binne en ons fokus vanoggend op die verskillende verwagtinge en sieninge wat mense oor Jesus het. Met die tema: Wie is die ware Jesus? Kom ek doen net vir ons 'n kort gebed. Vader, ons loof en prys U as ons groot en liefdevolle God, en ons dank U dat U ons so lief gehad het, dat U U eie seun vir ons gegee het as die verlosser van ons sonde. Dankie Here Jesus dat U bereid was om U goddelike hemelwoning te verlaat, en om die nederige gestalte van 'n diensknegt mens aan te neem. En meer nog, dat U bereid was, Here, om U lewe vir ons af te lê. Daarvoor sal ons U nooit genoegsaam kan dank nie. Here Jesus, waar ons nou weer op pad is na Kersfees om U koms te gedenk, is dit ons gebed dat U deur U woord en ook deur die werkinge van U Gees, U self opnuut en kragtig in hierdie tyd aan ons sal openbaar, sodat Kersfees vir ons niks anders as 'n ware Christusfees sal wees nie. Ons bid dit met verwagting. Amen. Vriende, ons skriflesing, Matteus 11 vers 2 tot en met vers 6. Johannes het in die tronk gehoor wat Jesus alles gedoen het, en het toe deur sy volgelinge 'n boodskap aan hom gestuur om te vra: Is U die een wat sou kom, of moet ons 'n ander een verwag? Jesus antwoord hulle: Gaan vertel vir Johannes wat julle hoor en sien. Blindes sien, lammes loop, melaatses word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek, en aan armes word die evangelie verkondig. En gelukkig is elkeen wat nie aan my begin twyfel nie. Liewe broer en suster, liewe vriende, ons gaan nou die adventstyd binne. En ek het verlede week die voorreg gehad om die Here se woord in McGregor te bedien. En ons het toe gefokus op die belangrike rol wat Johannes die Doper as die voorloper en die wegbereider van ons Here Jesus vervul het. Nou vandag gaan ek weer aansluit by Johannes die Doper, maar hierdie keer by die twyfel en onsekerheid wat Johannes die Doper in die tronk oor Jesus gehad het, toe hy van sy volgelinge na Jesus toe gestuur het met die vraag: Is U die een wat sou kom, of moet ons 'n ander een verwag? Vriende, die koms van die Messias was in Johannes se tyd 'n diepgevoelde behoefte, 'n gebeurtenis wat 'n jarelange verwagting was. Maar die probleem was dat die beeld of die prent wat die Jode van die beloofde Messias gehad het, nie korrek was nie, en daarom was daar onsekerheid, selfs by iemand soos Johannes die Doper. Want toe Jesus met sy aardse bediening begin het dit baie gou duidelik geword dat sy optrede nie na die Messias gelyk het soos wat hulle hom verwag het nie. Want sien broer en suster, die Jode het in die Messias 'n politieke bevryder verwag. Hulle was op daardie stadium 'n verdrukte volk wat reeds vir baie jare onder die juk van die Romeine gestaan het. En hulle het in die Messias het hulle 'n redderkoning verwag. Iemand wat hulle van die juk van die Romeinse oorheersing sou bevry. Johannes die Doper het waarskynlik met verloop van tyd ook onder hierdie Joodse invloed gekom, want die verwagting na die Messias as 'n aardse koning wat die Jode sou kom bevry, was 'n sterk verwagting, wat ons selfs ook onder Jesus se disippels aangetref het. Selfs na Jesus se opstanding het sy eie disippels byvoorbeeld steeds vir hom gevra wanneer hy die koninkryk van Israel gaan herstel. Handelinge 1 vers 6. En daarom
kan ons dus ook Johannes die Doper sy onsekerheid en twyfel en sy vraag oor Jesus goed verstaan. Is U die een wat sou kom, of moet ons 'n ander een verwag? Want sien, broer en suster, Jesus se optrede het nie heeltemal soos die van 'n aardse koning gelyk nie. Dink 'n bietjie daaroor. Jesus se bediening het in die teken van nederigheid en diens gestaan en was dus geheel en al anders as wat die Jode dit verwag het. Hier sit Johannes in die tronk, maar Jesus daag nie op om hom te kom bevry nie. Maar met sy antwoord aan Johannes bevestig Jesus dan tog, deur 'n klompie messiaanse eienskappe te noem, dat hy wel die Messias is, maar nie die soort bevryder wat die Jode verwag het nie. Vriende, Jesus was inderdaad die groot bevryder. Maar sy bevryding en verlossing was nie 'n politieke bevryding nie, maar dit het daarin gelê dat hy mense van die slawerny van sonde kom losmaak het. Hy het gekom om die diepste nood van mense, nie hulle politieke nood nie, maar hulle sondenood aan te spreek en bevryding te bring. Johannes het hierdie taak van Jesus goed geken. Dit was immers hy wat hier aan die begin van Jesus se bediening, toe hy nog Johannes die Doper besig was om te preek en mense te leer en te doop daar by die Jordaanrivier, en Jesus daar tussen hulle staan en hy dit sien, dus het hy wat Jesus aangewys het met hierdie treffende woorde: daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Johannes 1 vers 29. Maar nou sit hy in die tronk, en heel waarskynlik beïnvloed deur die Joodse siening, begin hy ook te wonder en te twyfel oor Jesus. Maar vriende, dit was nie net Johannes die Doper en die Jode wat destyds oor die ware identiteit van Jesus getwyfel het nie. Dwars deur die geskiedenis was daar nog altyd mense wat verkeerde opvattinge oor Jesus gehad het, beelde en prentjies van Jesus wat nie korrek is nie. En sulke verkeerde sienings van Jesus het al baie mense op 'n dwaalspoor laat beland. Kom ek noem vir ons net 'n paar van hierdie verkeerde sienings oor Jesus. Vir sommige mense is Jesus bloot die Kersfeeskind, die Joodse babasientjie, wie se geboorte geromantiseer word en eenmal 'n jaar op 'n taamlik luisterryke wyse gevier word. Maar dis ook wie Jesus vir hulle bly. 'n Kindjie in die stal in Bethlehem. Ander mense het weer die beeld van 'n wrede en 'n onsimpatieke Jesus, veral as jy in die ontvangkant van pyn en lyding was. So word dit vertel dat een van die oorlewendes van die Joodse Holocaust, Rouwsprys, selfs die beeld van Jesus as 'n moordenaar gehad het. Sy het later tot bekering gekom en Jesus as haar verlosser aangeneem, maar sy het vertel hoe dat die Nazi-soldate hulle ten tye van hulle gevangenskap byna elke dag geslaan het en dan vir hulle gesê het, Jesus het gesê dat ons julle moet slaan. Vandag is daar selfs teoloë, vriende, wat met absolute skokkend verkeerde beelde van Jesus loop. So was daar professor Andries van Aarde se prentjie van Jesus as die van 'n buite-egtelike kind wat sonder 'n pa groot geword het. Hy was van mening dat daar nie regtig iemand soos Josef was nie en dat die vroeë Christene sommer vir Josef opgemaak het om die verleentheid van sy buite-egtelikheid te bedek. Anders is wat die Bybel sê. Op 'n heel ander vlak is daar mense wat weer glo dat Jesus net liefdevol is, dat hy nie regtig 'n saak het met sonde nie, met sondes in ons lewe nie. En ons weet, dit is natuurlik ook nie die volle waarheid oor Jesus nie. Nog ander mense sien Jesus weer bloot as 'n soort helper en 'n wonderwerker wat as te ware in hulle diens staan en wat
net moet spring as hulle hom nodig het. En as hy dan nie help, soos hulle gedink het hy hulle moet help nie, dan verval hulle in vertwyfeling. En vriende, so bestaan daar heelwat verkeerde Jesus beelde. Ek sou kon uitbrei hierop. Verkeerde sienings oor Jesus, wat mense in hulle koppe het, en wat meebring dat hulle in vertwyfeling sal kom. En dis juis ook ons volgende punt. 'n Verkeerde Jesus beeld kan tot twyfel lei. Johannes die Doper het heel waarskynlik as Jood onder die invloed van die Joodse siening gekom, wat by hom twyfel laat ontstaan het. Vandag sien ons hoe dat teoloë in twyfel en selfs in totale ongeloof verval, omdat hulle met hulle groot geleerdheid van die eenvoudige waarheid van die Bybel af wegbeweeg en vir hulle self prente oor Jesus begin skep. Vriende, gelowiges wat oor 'n verkeerde Jesusbeeld beskik, kan in vertwyfeling verval as daardie Jesusbeeld dan nie optree soos hulle reken hy behoort op te tree nie. Maar vriende, as ons siening van Jesus reg en Bybels is, sal dit nie gebeur nie. Daarom dat Jesus ook aan Johannes se boodskappers kon byvoeg, gelukkig is elkeen wat nie aan my begin twyfel nie. Vriende, ons kan dalk nog simpatie hê met Johannes die Doper en met die Jode wat oor Jesus se ware identiteit getwyfel het, omdat hulle 'n politieke bevryder verwag het. Maar ons wat nou terugkyk, ons het die volle Bybel en ons moet vashou aan die suiwer beeld van die Here Jesus, soos hy in die Bybel aan ons geopenbaar word. En dit bring dan ook sommer vir my by die baie belangrike vraag, wie is die ware Jesus? Wie is die ware Jesus, wie se geboorte ons ook nou weer een van die dae met Kersfees gaan gedenk? Vriende, die ware beeld van Jesus is die een wat die Bybel oor hom teken en niks anders nie. Enige ander voorstelling van Jesus is 'n wanvoorstelling en is 'n valse Jesus wat 'n mens in vertwyfeling en ongeloof sal laat verval. Die verhaal wat ons vandag gelees het, roep vir ons op om ons met die regte Jesus te vereenselwig. Met die opkoms van die dwalinge van die sogenaamde nuwe hervorming is daar die laaste klompie jare, eintlik al die hele klompie jare, baie geskryf en gepraat oor die ware Jesus. Dr. François Wessels het 'n boek geskryf klompie jare terug al, Wie was Jesus regtig? En Dr. Johan Silje het 'n soortgelyke boek geskryf met die titel Sal die regte Jesus asseblief opstaan? Beide hierdie boeke is gelukkig uit 'n geloofsoogpunt geskryf. Maar vriende, daar was ook ander verwarrende boeke wat baie ver van die Bybel afwyk en wat propvol dwaalleringe is. Ek wil nou nie ingaan daarop nie. Liewe vriende, as ons die ware Jesus wil leer ken, dan moet ons vashou aan wat die Bybel vir ons oor Jesus leer. So vriende, hoe openbaar Jesus dan homself in die bladsye van die Bybel? Natuurlik sê die Bybel heel wat dinge oor Jesus, maar van die heel belangrikste is dat hy die almagtige en ewige Seun van God is. Die tweede persoon in die goddelike drie-eenheid. Die Seun van God wat aarde toe gekom het, ons menslike natuur aangeneem het en vir ons sondes kom sterf het. En nadat hy aan die kruis vir ons sondes betaal het, het hy opgestaan uit die dood en het opgevaar na die hemel, waar hy sit aan die regterhand van die Vader, van waar hy weer sal kom om God se oordeel oor hierdie wêreld te voltrek.
Hy is vir ons die enigste verlosser. Hy is vir ons die weg, die waarheid en die lewe. En niemand kom na die Vader toe, behalwe deur hom nie. Jesus se eie woorde, Johannes 14 vers 6. Vriende, wat sy aardse bediening betref, was dit een van goddelike gesag. Hy het anders geleer as die ander rabbies, maar tog ook een van nederigheid en barmhartigheid en liefdesbetoon, so anders as wat die Jode en selfs Johannes die Doper om verwag het. En dit was ook in hierdie trant waarop Jesus Johannes se vraag beantwoord het. Gaan vertel vir Johannes wat julle hoor en sien. Blinde sien, lammes loop, melaatses word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek en aan armes word die evangelie verkondig. Maar vriende, alhoewel Jesus die liefdevolle helper en heelmaker van stikkende mense was Jesus ook iemand wat nie sonde goedgekeur en geakkommodeer het nie. Ongelukkig is dit ook 'n valse beeld van Jesus vandag, wat mense in sommige kerke ook verkondig, wat natuurlik baie goed in lyn is met die moderne tydsgees. Nee vriende, Jesus van die Bybel is ook die heilige Jesus. Die heilige Here Jesus wat self nie gesondig het nie, en sy Vader se wil in alles uitgeleef het. Die sondige dinge in die samelewing het hy op 'n baie sterk wyse uitgewys en mense tot bekering opgeroep. Dink maar aan hoe hy dikwels op 'n regheid en baie keer 'n baie kras wyse selfs die Fariseërs se sondigheid en skynheiligheid uitgewys het en ontbloot het. En liewe vriende, as die Bybel ons oproep om Jesus gelykvormig te word, dan beteken dit onder meer dat daar ook nie plek vir sondes in ons lewens moet wees nie. Ja, Jesus werk met genade en hy het ons almal baie lief, maar hy duld nie sonde in ons lewens nie. En daarom dat hy ook die vrou wat op oorspel betrap is, genadig hanteer het, maar hy het ook vir haar gesê, gaan dan heen en sondig nie meer nie. Vriende, kom ek sluit vir ons af. Ons wat in die ware Jesus van die Bybel glo, moet ons ten volle met hom vereenselwig. Dit beteken dat ons nie net in hom sal glo nie, maar dat ons ook waardige en heilige navolgers van hom sal wees. Mense wat sy verlossing aan verlorenes verkondig. Mense wat ook sy liefdeswerk hier op aarde voortsit. Mense wat ander se pyn en hartseer en nood en lyding help verlig. Maar ook mense wat heilig lewe. Want vriende, dit is die Jesus wat die Bybel ons van vertel, en dit is ook die Jesus beeld wat ek en jy moet gaan uitleef. Mag vanoggend se boodskap en ook die res van die boodskappe hier in die Kerstyd vir ons help om die ware Jesus opnuut te leer ken en te volg en te dien en te verkondig, sodat ander hom ook as verlosser en Here en koning kan leer ken en ook hulle lewens aan hom kan toewy. Amen. Ons wonderlike Here Jesus, ons dank U vir hierdie onbeskryflike groot voorreg om U persoonlik te kan ken. Maar Here, vandag nog is die gevaar daar dat ook ons mislei kan word. En dat ons dalk ook 'n verkeerde beeld van U aan onsself
en aan ander kan voorhou. So ons gebed is bewaar ons asseblief daarvan en help ons om met ons hele hart en wese vas te hou aan die ware Here Jesus van die Bybel, sodat ons U werklik kan ken en kan volg en kan lief hê vir wie U is. Ons buig voor U as die Seun van God en as die enigste en ware verlosser van die wêreld. Help ons om in U voetspore te volg. Here, help ons om U verlossing te verkondig. Help ons om U liefdeswerk hier op aarde voort te sit. Maar Here, help ons ook om heilig te lewe. Ons vra dit alles tot eer van U naam en tot uitbreiding van U koninkryk. Amen. Liewe vriende, dit laat ons met ons slotlied, My Jesus, my Savior. Kom ons loof en ons aanbid ons Here Jesus. En vriende, daarmee groet ek dan ook vir julle vrede vir jou. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength, let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. The mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength, let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. The mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you.
majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of